Een van die lekkerste gewoontes wat gesinne by 'n kersboom het, is om die kleinste enetjie in die gesin te vra. Gaan haal jy die geskenke en kyk, wie se geskenk is dit? En dan gaan deel jy dit uit vir daardie ene. En dit is so lekker, daai klein mensies geniet dit en ons geniet dit nog meer. God die Vader in die hemel het vir 'n klein dogtertjie met die naam Maria gevra, gesê, Maria, jy gaan die geskenk, die grootste geskenk in die wêreld, gaan jy uitdeel, jy gaan dit aflewer. Jesus, die verlosser van die wêreld, gaan deur jou gebore word en afgelewer word. En Maria het daai belewenis gehad. Sy het die boodskap gehoor, daaroor gedink, en toe vir Elisabeth, haar familielid, gaan besoek en gesien, mama, Elisabeth is so waar swanger. En toe sy besef, maar dis die waarheid. Toe sing sy een van die pragtigste liedere wat daar in die Bybel opgeteken is. Die lied word genoem Magnificat, die Latyn vir sy loof, en is al vir so baie musiekstukke beruim. En in daardie lied sê Maria iets van haar belewenis van geringheid en grootheid. Daar staan in Lukas 1 vers 46, ek besing die grootheid van die Here en ek juig oor God my verlosser, omdat hy na my in my geringheid omgesien het. Maar van nou af gaan elke geslag my gelukkig noem, ek gaan nogal beroemd wees, omdat hy wat magtig is, groot dinge aan my gedoen het. Maar ek mag nie hoogmoedig word nie, vers 51, want hoogmoediges sal hy uitmekaar uitjaag en maghebbers van hulle trone afruk. Hierso word nogal iets spesiaals gesê van 'n belewenis wat die balans nodig het van geringheid en grootheid, en nie een mag te veel wees nie. En Maria het skielik beleef, ek is uiters gering. Ek is 'n doodgewone meisietjie. Maar hier kom die nuus, ek gaan beroemd word. Wonder wat se belewenis is dit? Ek dink, mevrou Wêreld beleef iets daarvan. Een jaar is ek nog so half 'n onbekende meisie in een van die lande van die wêreld. Skielik vir 'n jaar is my foto's oral en ek is beroemd. Ek wonder nogal wat doen dit aan jou selfbeeld. Die prentjie wat jy van jouself het, hierdie feit van een oomblik onbenullig, dan skielik beroemd. Maria het dit beleef. En Maria gaan vir ons help om die balans te behou. Die balans tussen geringheid en grootheid. Gering was Maria, want sy besef, daar's biljoene vrouens op aarde. Ek gaan doen wat al die biljoene waarskynlik doen, geboorte gee. Daar's niks unieks daaraan. Al is 'n geboorte baie spesiaal, maar elke mens word gebore uit 'n moeder. En ek is nie eers gekies omdat ek die beste is, soos wat mevrou Wêreld dalk gekies sou wees nie. Ek is net gekies, al is ek hierdie klein meisietjie uit Nasaret, geringheid. Maar grootheid, want die groot God kies my vir 'n groot taak. En die groot taak maak hierdie geringe mensie verskriklik belangrik. Dus my selfbeeld is skielik anders as net 'n ou klein dingetjie, met klein mensie. Skielik besef ek, maar ek is groot en ek mag hierdie grootheid beleef, maar dit mag nie uit balans uit word nie. Want die oomblik as my grootheid na my kop toe gaan, dan sê die Here, dan gaan ek dit regstel, gaan jou van jou troon afruk. Natuurlik is daar maghebbers en beïnvloedryke wonderlike mense wat se realiteit anders as Maria is. Hulle is nogal belangrik en groot. Maar al is hulle belangrik en groot,
mag hulle nie dink, ek is groot nie. Hulle moet sien, my groot taak is aan my gegee deur die groot God. En daarom is ek 'n maghebber, maar ek mag nie 'n hoogmoedige word met eie waan nie. En hier het ons die balans. Ek is groot, omdat my taak groot is. Ek is groot, omdat ek 'n groot roeping by die Here gekry het. En die oomblik as ek daai roeping vervul, dan gaan die mense oor my praat. Oor Maria word daar enorm gepraat in elke kerk hier in hierdie Kerstyd. Maar sy sê, ek is nog steeds gering. Wat ek vandag vir jou wil gee om huis toe te vat, is iets oor selfbeeld. En ons gaan by Maria iets leer van selfbeeld. Selfbeeld is die prentjie wat ek van myself in my kop het. En dis nie 'n spieelbeeld nie, hy's 'n bietjie verwring deur wat ek self dink van my. En daardie prentjie moet so wees, dat ek reg dink oor myself, sodat ek reg kan doen. Ek moet dus 'n gesonde selfbeeld hê. In huidige opvoedingsmetodes sê iemand moet altyd 'n goeie selfbeeld hê, bedoelende hulle moet verskriklik baie van hulle self dink. Dis nie wat die Here sê nie. Die Here sê ek moet dink van my wat die Here van my dink. En daardie besondere denke wat ek van die Here by die Here raak sien, moet ek vir my toeëien. Dit mag nie wees dat ek te veel fokus op geringheid nie. En dit is so, daar kom baie boodskappe na ons toe van, ek is nie goed genoeg nie, ek is nie mooi genoeg nie, maar juffrou wêreld is mooi, jy's lelik, jy's uiters ordinêr. Ek mag nie dat daardie geringheid werklikheid vir my laat dink, ek is gering nie. Want die oomblik as ek daardie geringheid raak sien, maar ook die groot roeping wat die Here vir hierdie doodgewone mense het, dan skielik is dinge in balans. Dan sê ek is klein, maar ek het 'n roeping. En dit kan ook 'n ou klein roepingkie wees, om maar net hierdie paar kilometer, hierdie paar meter vierkante meter reg en mooi te maak, en hierdie huisie vol liefde te maak. Dit bly 'n groot roeping. In die oomblik as ek die roeping raak sien, dan besef ek is gering, maar ek het 'n groot roeping. God is groot. Ek is die een wat hierdie taak moet opneem. Wanneer is 'n mens se selfbeeld in balans? Ek dink min mense se selfbeeld is in balans. My persoonlike raaiskoot is 20% van mense dink te veel van hulle self, 80% dink te min van hulle self. Of ek self, 20% van die tyd dink ek te veel van myself, maar 80% van die tyd dink ek te min van myself. Hoe kom dit in balans? Wanneer ek 100% van die tyd besef, ek is klein, maar die groot God het vir my 'n roeping gegee, en ek gaan dit vervul. Ek gaan my taak uitvoer, ek gaan dan 'n lied kan sing, soos Maria. God is groot, ek sien my in my geringheid raak, en op die ou end is my selfbeeld in balans. Nederigheid, geringheid, is nie dat ek min van myself dink nie, maar min aan myself. Ek is so besig met die roeping, dat ek nie kans het om te sê, maar jy's klein of jy's groot, of ek hoef nie daaraan te dink nie, want ek is besig met God se roeping. Moenie te min van jouself dink nie. Moenie te veel van jouself dink nie. Raak so besig met jou roeping, dat jy min aan jouself dink, en baie aan die groot God. Kom ons bid vir daardie balans. Hemelvader, ons wil bid vir 'n wysheid en 'n balans oor onsself. Dankie vir die
Maria meisietjie wat Jesus se moeder geword het. Gee dat hierdie meisietjies en seentjies wat ons is, ook die groot taak sal opneem wat U vir ons gegee het, sodat ons die wêreld 'n beter plek maak. Sodat ons oor die groot geskenk van God, Jesus, met almal praat en so die wêreld 'n beter plek maak. So word ons ook eintlik mense wat aan Jesus geboorte gee, omdat ons vir Jesus aflewer by mense wat dit nodig het. Help vir ons daarmee in Kerstyd. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ek hoop jy geniet Kersfees. En as jy dalk 'n kersboom het, stuur maar die klein mensie. En geniet die uitdeel van geskenke, die vreugde van gee. Seënwense.